Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Efesiërs 2 vers 4 tot 10. Kom ons lees saam. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered, en saam opgewek en saam laat sit in die hemel in Christus Jesus, sodat hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dis nie uit julleself nie, dis die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daaraan kan wandel. Jesus vertel in Lukas 15 die storie van die verlore seun, en iets van dit word gereflekteer in Efesiërs 2. Die seun in sy sonde, dood en ellende kom pad afgestap. Vol skuld, skaam en seer, gebroke en in 'n sin verlore. Hy het iets van sy identiteit verloor. Wow, en ek so oorweldig, en toe sy pa hom sien, het hy na hom gehardloop. En in my verbeelding sien ek altyd in hierdie storie hoe die Joodse pa in sy kleed hardloop, en hoe hy nie val in daai kleed van hom nie. Styf om sy bene hardloop hy na sy seun toe. Vers 20 sê, en toe hy nog ver was, en baie van ons is nog ver, en baie van ons was ver, en dis die genade wat ons mee lewe. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. Wow, dis iets van Efesiërs 2, dat God in ons sonde na ons toe gekom het, in ons skuld, skaam en seer, in ons vuil en gebrokenheid, na ons toe gekom het en met empatie en liefde en genade en versoening ons toe kom maak het. In hierdie gedeelte in Lukas 15 sê, en die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U, en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Miskien voel ons baie keer dieselfde. As dit gaan oor wat ek verdien niks. Maar die vader sê dadelik vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan. En gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete. En bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees, want my seun wat weg was, wat dood was, wat vuil was, wat verlore was, het lewendig geword. En hy's gevind. Ons gaan party vanaand. En hulle het begin vrolik word. En wow, hierdie is seker vir my een van die mooiste stories wat Jesus vertel het. Ek sien altyd my eie seun hierdie pad afstap. God ontmoet ons in ons gebrokenheid, wanneer ons die minste verdien, en gee ons ver meer as wat ons ooit kan dink of bid. Hy vat ons terug na wie ons is. Jy is my seun, my dogter, in wie ek 'n welbehaag. Jy is nie wat jy doen nie, jy is wie jy gemaak was om te wees. En as ek die storie verder moet inkleer, sien ek hoe hierdie seun weer sy plek in die huishouding ingeneem het, en vanuit daardie plek regeer en gedien het. Paulus se woord in Efesiërs 2, hy het ons 'n plek saam hom gegee. Want die plek, die koninkryk van die hemele is nie net iewers daarbo nie, die koninkryk van die hemele is hier. Hy het ons 'n plek in die hemel gegee, ook hier, om God, onsself en ons naaste lief te hê, is 'n reaksie op dit wat God vir ons doen. Ons reageer op God se liefde en genade en vergifnis aan ons. Iemand se woorde wat jare by my bly is, forgiven people forgive. Ek gee, want ek het dit ontvang. Ek sê hierdie baie keer. My kinders sê dit, as ek die eerste sinnetjie begin, dan gaan hulle aan. En dit is pampoentjies, steek pampoentjies aan. Dit kan jou huishouding wees, jou ouers, grootouers, onderwysers, vriende. Jy gee dit wat jy kry. Dis net hoe dit is.
jy gee wat jy het. En hoeveel keer het jy al die woorde gehoor, kinders doen nie wat jy vir hulle sê nie, hulle doen wat jy doen, hulle word soos jy. Ons Vader het aan ons barmhartigheid en liefde bewys, deur na ons te kom en dit aan ons te gee, toe ons dit die minste verdien het. Ons is sy kinders, ons kan nie anderste om dit ook te doen nie. Om hierdie genade te ontvang en om te weet wie ons is, kan ons uitgaan en leef met dit wat ons ook moet word. Ons is sy kinders en ons word soos hy. Paulus sê in 2 Korintiërs 3 vers 18, een van die bekende gedeeltes. Hy sê, en terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, die heerlikheid, die teenwoordigheid, sy liefde genade aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Ons kan nie anders nie. Dit is amper so, asof ek hoor mense sê, ek kan myself nie help nie. Partykeer in die negatiewe vorm, ons sê, ek kan myself nie help nie, of ek kon myself nie help nie. Maar hierdie is in die positiewe, ons kan onsself nie help nie, ons kan nie anders nie. Ons is sy maaksel, gemaak om soos hy te wees, gemaak om soos hy te doen. Om ander te dien, moet ons eers die diepte van God se genade beleef, en dan opstaan, en iets met hierdie genade doen. Ek los dit by jou, kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n voorreg om hierdie liefde en genade se geskenk te ontvang. Help ons deur die Gees, om hierdie geskenk ook verder te vat. Verder na elke mens wat hierdie liefde en genade nodig het. Lei ons, en dit bid ons in die naam van Jesus. Amen.